Goeiedag aan almal, ons is by sessie 32. Julle sal hoor my stem is 'n bietjie krakerig, so ek het laryngitis, maar ek hoef nie te praat, die skalk, jy kan lekker praat, so dit is lekker. Maar ons vraag en antwoord 43, watter nut verkry ons nog verder uit die offer en dood van Christus aan die kruis? En dan kom die antwoord en sê, deur sy krag word ons ou mens saam met hom gekruisig, gedood en begrawe. Gevolglik kan ons sondige begeertes nie meer oor ons heers nie, maar kan ons onsself as 'n dankoffer aan hom toewy. So skalk, watter nut verkry ons uit die offer en dood van Christus aan die kruis? Ja, Marius, dis net eers 'n opmerking weer eens oor die katekismus. Die katekismus wil voortdurend vir ons terugvoer na die nut wat dinge vir ons inhou. Kyk, ek het laas gesê dat die geloofsbelijdenis, die 12 artikels, noem die dinge op. Ontvang van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria wat gelei het, en sonder om te gaan op die betekenis noodwendig daarvan. Dit word natuurlijk duidelik uit die totaal van die 12 artikels, maar die katekismus is nie gelukkig daarmee om net daarby vast te steek nie. So hy wil die hele tyd by ons weet, wat hou dit vir jou in? Wat is jou voordeel? Want hy begin mos met ons enigste troos is dat ons nie aan onsself behoort nie, maar aan die Here Jesus. So hy wil, die katekismus wil die hele tyd troos. En hy wil troos deur ons oog op Jesus te vestig. So dis nommer 1, hierdie is 'n tipiese Heidelbergse katekismus trek om vir ons te sê watter nut het dit. Goed. Die ander ding is ek het ook aan die begin as ek reg onthou gesê dat die katekismus loop redelik op die spoor van die boek Romeine. As jy 'n goeie kommentaar op die boek Romeine wil hê, soos die vroeë kerk dit verstaan uit die vroeë reformatie, gaan lees die katekismus. Ja. En met hierdie vraag is ons eintlik by hoofstuk 6 van die Romeine. En Paulus het in Romeine verduidelik, voor die tyd het hy gesê, jy weet, almal, hy skuld die evangelie aan almal, en dan verduidelik hy, hoekom skuld hy die evangelie aan die Jode, want hulle kan nie gered word sonder Christus nie, die wet red hulle nie, en hoekom skuld hy dit aan die Grieke, en dan het hy mooi verduidelik dat dit alles deur die geloof is, en dat God word geëer deur die feit dat God se genade so groot is. Ons sonde maak net God se genade groter. En dan is daar mense wat vir Paulus sê, ja, Paulus, met hom jy moet sê, maar dan moet ons mos nou ewe vrolik sonde doen, want dan maak ons net God se eer meer. Want dan het hy meer om ons te vergewe, en dis tot sy voordeel. So let's go, jy weet, ek bedoel, kom, wie gaat ons? Paulus sê, nee, dit kan glad nie gebeur nie, in Romeine 6. Hy sê, wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly voortleef, sodat die genade kan toeneem? En dan sê hy, hoegenaamd nie. En dan knoop hy dit aan die doop. Hy sê, ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog langer daarin bly lewe? Of weet julle nie dat ons wat in Christus Jesus ingedoop is, in sy dood ingedoop is nie. Deur die doop is ons dus saam met hom in die dood begrawe, sodat net soos Christus deur die magtige heerlikheid van die Vader uit die dood opgewek is, ook ons so 'n nuwe lewe kan lei. So wat wil Paulus hiermee sê? Hy wil sê, die doop bind ons so styf aan Jesus vas, dat wat met Jesus gebeur het, het met ons ook gebeur. Dat ons word deur die doop so in Jesus ingedoop, dat toe hy aan die kruis gehang het op Golgotha, het ons saam met hom aan die kruis gehang. Toe hy in die graf gaan lê, daar in die tuin, het ons saam met hom in die graf gaan lê. Toe hy opgewek is ons saam met hom opgewek. So daar is nou
daar is regtig niks wat dit kan wegvat nie. As ek gedoop is in die Here Jesus Christus dan het ek gesterwe. Dan het ek opgestaan. Ja, dis altyd verlede tyd. Dis nie, dit gaan nog met jou gebeur. Ja, jy kry dit deel. Ek kry dit is met ander niks kan hieraan verander nie. Ek gaan nog intussen doodgaan. Daaroor sal ons mos nou weer praat, maar ek gaan nog intussen doodgaan. Maar my doodgaan is dan 'n deurgang na die ewige lewe. En Paulus wil sê, kyk, dit beteken nou juis dat jy nie kan lewe soos jy lus kry nie. Want die son, wel, dalk moet ons sê dat jy kan lewe soos jy nou lus kry. Ja. Nou kan jy vir die Here Jesus lewe, nou kan jy vir die Here lewe, want vir die sonde kan jy die hele tyd sê, ek is dood. Ek dink ek het by een van die vorige antwoorde het ek die grappie vertel van die korporaaltjie wat die klompie jong troepe gedrul het en gesê het, eyes left, eyes right, eyes left. En dan moet hulle links kyk en regs kyk en toe het ou Koos neergeslaan op die paradegrond, laat die stof so trek. En toe die korporaal vir hom sê, Koos, what's wrong? Toe sê hy, I is dead. Ja. Nou, as die sonde vir jou sê, man, doen dit. Ja. Dan sê jy vir die sonde, I is dead. Ja. Ek is dood. Ek het gesterwe. Ek het in Jesus gesterwe. Ek het saam met hom aan die kruis gesterwe. Ek hoef nie na jou te luister nie. Ek kan nou vir jou begin nee sê. Maar dan kom die komplikasie ook van jou eie skuld, maar ander se skuld wat 'n impak op jou het. So dit veronderstel, ons is voortdurend besig om te sterf en op te staan. Sterf, elke nuwe dag is 'n opstaan. En in daai proses word ons gevorm en groei ons. So die impak daarvan is nie net my eie sonde nie, maar ek moet ly onder ander mense sin. Maar saam met dit is eintlik 'n ongelooflike konsep in die Christendomskerk van 'n God wat, as ons sê God is Immanuel, hy is by ons, hy is naby aan ons, dan beteken dit hy is in die asem van die dood en in die asem van die opstaan. Maar dit is 'n voortdurende ding elke liewe dag. Ja, ons gaan 'n bietjie daaroor gesels, oor daardie aspek daarvan, wanneer ons kom by die volgende vraag oor die neergedaal ter helle. Want party mense, daar is mense op die aarde wat die lewe vir jou tot die hel maak. Ja, maar ons gaan nie vandag oor hulle gesels nie. Ons gesels eers oor die Here Jesus. En die interessante ding wat die katekismes hier doen, is om ons te wys op die krag van die Here Jesus, want hy antwoord, hy sê, deur sy krag word ons ou mens saam met hom gekruisig, gedood en begrawe. Deur sy krag, nie ons krag nie. Dis nie asof ons die oorwinning in die Here Jesus kry oor die sonde deur ons krag nie, deur net harder te probeer nie, deur net ons self te oefen nie. Ja, dit ook 'n bietjie, maar die krag is sy krag. Hy het ons saam met hom aan die kruis geneem. Hy het ons saam met hom graf toe geneem. Hy het ons saam met hom laat opstaan. Ek is so aan hom verbonde, en daar wil ek nou aansluit by jou woordjie Immanuel, voor ons kom by die hel wat die ander ouens vir ons veroorsaak, maar dit is die Immanuel, dit is die God met ons, dit is deur die Heilige Gees God in ons. God wat, en dis wat die Heilige Gees is God wat so naby aan my is, dat hy van binnekant af aan my raak. Ja. Nie eers van buitekant af nie, hy raak sommer van binne af aan my. So naby is die Heilige Gees, en die Here Jesus deur die Heilige Gees. So ek in hom en hy in my, en sy krag in my en in jou. En dit beteken dat ons nie net sterwe vir die sonde nie, maar dat ons ook energie het vir die goeie. Die krag wat Jesus uit die graf laat opstaan het, daardie krag is nou in ons. Kan ek nou vir jou vra, net gou
dit is nou van 'n interessante vraag. Jesus het nooit hierdie goed vir ons in detail verduidelik. Hy het nie gesê, ek gaan nou sterf en ek gaan opstaan en al die denk- en teologiese implikasies ons verduidelik nie. Sy disippels het dit ook nie geweet nie, hulle het nie geweet wat gaan aan nie. Paulus is die eerste ene wat begin teologies daaroor nadink. Nou, mens kry baie die gedagte, jy moet dit kan dink om dit te kan verstaan. Die feit dat Jesus nie vir ons verduidelik het nie, maar gesê het, jy gaan in die dood, jy gaan die dood beleef en jy gaan die opstanding beleef. Sê daadwerklik, God is hier. Dis nie 'n ding wat jy net eers met jou verstand verstaan voor God hier is nie. God is hier. En deur sy dood en sy opstanding, so ons verstaan dit deur daaroor te dink, maar ons verstaan dit deur dit te ervaar. Wat mens kan nou baie, ons praat nou hier oor teologie, denke oor God, en dit is nou opmerklik dat Paulus is ons eerste teoloog, so hy het oor gedink, nou verduidelik hy dit in sy briewe vir mense, maar nou dink ek altyd as mense dit nie verstaan nie, as hulle Paulus nie verstaan nie, verstaan hulle daarin die opstanding en die sterwe van die Here nie. Ek dink nie so nie, want ek dink dis tog nader as wat ook ons denke beweeg. Ja, kyk, ons het albei nodig. Dis hoekom die Here Jesus se Paulus geroep het, nie. Hy het geweet, dit is nie net, hy het geweet dat die belewing nie genoeg was nie. En Paulus sê, hy is Arabië toe, na hy vir die Here Jesus ontmoet het, en die kans is dat hy dan na Sinai toe is, na die berg van God, waar hy, en dat hy is weggeruk tot in die hemel. So Jesus het met Paulus waarskynlik, Paulus sê dit nie in soveel woorde nie, daarom sal ek sê waarskynlik, lang gesprekke gehad, oor wat hy kom doen het. Want ek dink... Ja, en hy het 'n ongelooflike agtergrond in die Ou Testament gehad. So, ja, Paulus het 'n goeie agtergrond. Ja, hy was maar ek dink net altyd mense so op Paulus gekyk en gesê, hulle het meer van Apollos gehou. Hy het lekkerder gepreek baie keer, maar ja, Apollos het 'n gladde bek gehad. Maar hy Apollos was waarskynlik die ou wat vir ons die Hebreërs geskryf het. Maar so my geld is bietjie op hom, wat Hebreërs betref, want Hebreërs is net eenvoudig taalkundig 'n baie wonderliker, die taalvermoë van die ou wat Hebreërs geskryf het, is ongeveer 100% beter as Paulus en Paulus is nie 'n goeie, die liewe Here het nie vir Paulus gekies, omdat Paulus... Eens net vir die mense wat luister, ons Bybel kom uit hierdie verskillende stukke literatuur en ervarings en belewings wat saam, maar die feit is, dink ek, dat Paulus praat oor die Here Jesus, dis sy volgende stap. Onthou dat die Here, as die Here in die skepping, met die skepping, het die Here gesê, onderwerp die aarde en heers daaroor. Wat het hy daarmee bedoel? Hy het nie bedoel ons moet die honde skop en al wat 'n bok is doodskiet en olifant en renosters se neushoring steel nie. Hy het gewoon bedoel daarmee, gaan ontdek, gaan dink, gaan werk. Gaan ontdek elektrisiteit en span dit in om vir julle te werk. Gaan ontdek bakterieë en gaan ontdek chemikalieë wat die goed kan doodmaak. En daar is 'n vreugde in om die wêreld te onderwerp, maar daar is ook 'n vreugde in, en deel daarvan is wat die God eintlik daarmee ook vir ons wou sê is, gaan dink na, gaan dink oor my, gaan dink wie ek is, gaan beredeneer dit. Ek dink dat ons tot in die ewigheid, in die teenwoordigheid van die Here, oor hom gaan dink, en gaan sê, en jy gaan by my kom, hy sê, ou Skalk, luister, wat se nuwe insig het ek oor God vanoggend gekry? En ek gaan sê, Jesus, Marius, vertel vir my, want want deel van die manier waarop ons God eer, is juis ook om
oor God na te dink, oor God te praat. Almal van ons, as ons oor God praat, is ons bietjie besig met teologie. Party teoloë is net bietjie meer geleerd in die teologie. Hulle weet van al die foute wat die ouens vroeër gemaak het. Ander teoloë weet nog nie van die foute nie, so hulle val 'n bietjie oor hulle woorde. Maar almal van ons, wanneer ons oor God praat, is besig met teologie. En dis 'n wonderlike ding dat ons dit doen. En Paulus en ons groei. Ek dink hierdie is 'n belangrike ding. Ons word verander. Ja. Dan sou die Here nie vir ons koppige breine gegee het. Dis reg. Ons word groei in voortdurend verander. En ek dink dis die mooi ding van weer eens die dood en die opstaan, want jy voel doodmoeg baie keer. En dan perdfris weer die oggend. En ja, so soek 'n bietjie tussen jou doodmoeg en perdfris. Dink 'n bietjie oor die reis wat die Here saam met jou stap. So kom ons dink 'n bietjie oor die volgende vraag en gesels met mense daaroor. Watter praktiese betekenis het dit vir my daaglikse denke, keuses en verhoudings dat ek saam met Christus gekruisig is, gedood en begrawe is en nou 'n nuwe lewe het? En dan vir ons volgende sessie, dink aan 'n oomblik van 'n totale verlatenheid of donkerheid in jou lewe. Wat sou dit vir jou beteken as Jesus daardie ervaring self deurleef het?